Kerk, as ek aan, jy kan vir jouself 'n handeklap gee, jy is vanmôre in die huis van die Here. As jy so sit, groet die ou langs jou, gee hom 'n kompliment, sê hy het sy gewig verloor oor die naweek. As jy nie dink hy het gewig verloor nie, sê vir hom hy het spiere bygekry. Dis wonderlik om julle vanmôre hier by ons te hê, in die huis van die Here, by die kerk. Dis so lekker. Ons kerk word genoem in Victory Kerk. Ons glo dat waar jy saam met God 'n pad stap, is daar altyd 'n victory, né? Jou victory lyk anders as my victory, maar dit bly 'n victory vir ons. So ons is opgewonde altyd daaroor. Ek het gou vinnig net, ek het 3 afkondigings hierso. Wow, Jesus, uit is ek my preek. Okay, wag, laat ek net my preekie kry vir julle. Hierdie ene. Hoe gaan ek dan nou? Hierdie ene. Doe het. Okay, great. Nee man, hier is hy. Daar is hy. Okay, ek het vandag 3 afkondigings wat ek net hier vir julle moet gee voor ek so begin. Nommer 1 is, kinders in ons kerk is welkom. Okay? Alright, iemand het my nou gevra, my geweek SMS, kan kinders kom? Nee, los die kinders by die huis, kom net groot mense kerk toe. Alright? Nee, kinders by ons is welkom. Alright? Ons het 'n fantastiese kinderkerk net hier af. Jy sal sien as jy daar by daai deure uitstap so af. Hulle is almal daar. Hulle doen about min of meer dieselfde wat ons elke keer oor praat. Is hulle besig om hulle self te. So is 'n ongelooflike ministerie daar. Gaan kyk daar. Gaan kyk of jou kinders daarvan hou. Hulle is meer as welkom daar. Sê vir my moeder, hy sê ja, maar my kind wil nie sien toe gaan nie. Hy's nog te klein. Dis okay as hy is. Okay? Luister die,
Dis okay as hy is. Daar agter weet ek, daar agter is hulle juist daar pak hulle stoeltjies en swembaadjies met balletjies en alles. Jy's meer as welkom daar om jou kind te sit as jy bang is hy steur hierso. En as hy steur hierso, dan is dit ook alright. Jy weet, ek wil sê altyd, ons vat eerder kinders wat raas in die kerk as geen kind in 'n kerk nie. Okay? So kinders in die kerk hierso kan maar raas, pla my glad nie. Ek het 3 van my eies. Ek het al geleer hoe om 'n fliek te kyk op subtitles. Okay? So, moenie julle worry nie, raai pla my glad, ek skakel hulle heeltemal uit, ek kan na die tyd presies weet wat in daai movie aangegaan het, terwyl die kinders nagmerrie om my is, okay? So, moenie daar stres, dis die eerste afkondiging. Tweede afkondiging wat ek moet wel sê, is hulle gaan julle later weer sê, is ons buitenrigdiens. Okay, ons is super opgewonde oor ons buitenrigdiens, ons verwag 'n klomp mense, ons het regtig die Here groot vir geloof daarvoor, en ons verwag so oor 1000 mense, alright, ons graag vir die Here vertrou daarvoor. So, dit beteken, om dit te doen, moet ons almal inspring, nie net ek nie, ons almal moet inspring en nooi daai mense. Dit gaan die donderdag wees voor die Paasdiens, die 7de. So met ander woorde is die lang naweek, maar ons daai donderdag aand, dan kom ons bymekaar en ons gaan lekker saam. Hier is ons kos om te eet. So jy het nie nodig om eers te eet nie. Kom hierso, kom kry vir jou 'n lekker hamburger of 'n hotdog of wat ook al jy moet doen. Ons gaan daar sit. Die band gaan so 'n bietjie meer speel as verlede jaar. Ek weet dit was 'n groot ding. So hulle gaan so 'n bietjie meer liedjies speel. Daar's massive baie goeie vir die kinders om te doen. Daar's genuine massive baie goeie vir die kinders te doen. So bring hulle, bring jou family, bring jou bure, bring jou gesinne. Ons gaan wonderlike werk doen. En dan die derde ding is 'n bietjie van 'n random afkondigings wat ek moet gee, is ek is op soek na 'n bouer. Nie vir my eie huis nie, my eie huis is redelik right, okay? Ek soek 'n bouer daar waar hulle ingaan, daar by die voor jy by die grasperk ingaan, net daar by die olieveld. Daai ding is besig om die karre ou en seer te maak en ek vermoed nie die skool gaan iets omtrent doen nie want hulle het nie die finansies daarvoor. Dis ek okay, wag, laat ek kyk wat kan ek doen. So as jy weet van 'n bouer, ek soek dit nie verniet nie, kan kerk het geld. Het julle dit geweet? Kerk het geld. Ek soek nie iets verniet nie. Ek kan dit betaal, okay? So as jy weet van 'n bouer wat my nie R1 miljoen gaan vra nie, alright, maar R900,000 gaan vra, ek wil daai ding bou, okay? Is iets wat is letterlik is 'n rampie. Okay, so as jy weet van dit, ag asseblief na die tyd, daar by die infodesk. Gaan staan nou daar. Ek het sommer my skoonpa gevra om net te staan. Hy sal daar op julle wag, jou gou vat en net gou vir my kyk en dan gee hulle net vir my kwotasie. Alright, ek kan nie daai besluit self maak nie. Ek moet dit eers vat na die finansies toe. Hulle sal gaan kyk of hulle daai besluit kan maak. Maar kom ek wil daai ding regmaak. Die ouens se karre sukkel en dit gaan nie lekker daar nie, okay? So asseblief as jy weet van 'n bouer of jy ken 'n bouer of jy is self 'n bouer, okay? Gaan gou daar, kom help my net daar. Ek soek dit nie verniet nie, asseblief nie. As jy dit verniet wil doen, ja, maar soek verniet nie. Ek soek dit nie verniet nie. Ons kan in hierdie kerk goed betaal. Ons moet ophou dink dat die kerk het alles verniet nodig. Nee, die kerk kan goed betaal. Ons kan nog ons goed betaal. Okay? Ons kan. Randfontein gemeente. Onderwyser daar op die skool daar so verskriklike oulike meneer Andre. Verskriklik oulik. En hy elke keer as hy kom en sê vir hy luister die kerk hoef nie hier te betaal nie. So hoekom nie? Nee, die kerk hoef nie hier te betaal iemand nie. Ons weet kerke sukkel. Sê luister meneer, ons kerk sukkel nie. Ons kerk sukkel nie. Ek sal elke keer hier betaal. Moenie jou worry nie. Nee, maar hy soek net R2000 vir die jaar. Ek sê nee, ons gaan jou R5000 gee vir elke maand. Want dan die kerk het geld. Die kerke het geld. Ons op dink dat die kerk nie geld het nie en dat net moslems geld het en dat net hulle hierdie allerlei mooi plekke. Nee, ons het ook geld, okay? Ja, amen. Ons kan ook wonderlike goeders doen. Dis nie net hulle nie. Ek dink dit ons is lui. Okay, wag, kom ek praat in daaroor. Ek kan dit klink nice om daaroor te praat, nee. Okay. Kom ons. Okay. Ek wil met 'n nuwe reeks begin. 'n Nuwe reeks en die nuwe reeks is ek en my groot mond. Ek en my groot mond. En ons gaan so 'n bietjie vir die volgende paar weke daaroor praat en ek dink ek gaan vandag op julle tone trap, so bear with me, okay? Want ek het die kans gehad om dit vir die laaste 2 weke te doen met finansies nie. Okay? Dit ek saggies gepraat. Ons het lekker saggies gepraat en sê ag, gee geldjies as jy moet en as jy nie wil nie, is dit ook okay. Ek wil nie wat ek sê. So jy gaan eintlik smeek dat ons teruggaan na die geldreeks toe. Maar kom ons praat hieroor, right? Ek en my groot mond. Ek wil hê ons moet chat oor die krag in ons woorde. Want sien, ons woorde het die krag om lewe te gee en ons woorde het die krag om ook lewe te neem. Sien, Jesus homself het gesê dat waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. So kom ons chat hierdie volgende paar weke oor woorde. Alicia het my gevra, hoe lank gaan jy daaroor wees, wat sy wil weet oor haar bemarking, hoe moet sy bemark of wat ook al, om die mense te nooi, hoe lank gaan die reeks wees, toe sê ek weet nie, tot ons dit reg kry. So ek weet nie, okay? Ons kan daaroor praat tot in volgende jaar. Ek weet nie, maar kom ons chat oor die krag van ons woorde.
Kom ek begin. Wie ken 'n persoon wat die hele tyd kla? Hande op. Wie ken 'n persoon wat die hele tyd kla? Okay. Kom ons wees eerlik. Wie is die persoon wat die hele tyd kla? Ou, kerk, julle is eerlik. Kyk, jy kry daai mense wat net kla oor alles. Hulle kla oor die weer, dan sit te veel reën, dan sit te min reën. Dan sit te warm, dan sit nie te warm. Jy kla mense wat die hele tyd kla oor die musiek. Dan is die musiek te hard, dan is die musiek te sag. Dan is die musiek so, dan is die musiek so. Jy kry mense wat kla oor die diens, oor dienslewering. Jy kry mense wat kla oor kos. My hamburger het 3 minute gevat by Burger King en nie 2,5 nie. Jy weet, jy kry mense wat, dit is asof dit 'n spiritual gift is. Dis kla. Nou, ek het 'n artikel gelees, iemand het op Facebook gegaan en 'n comment gegee of 'n post gegee en hy het die vraag gevra, waaroor kla mense die meeste? En toe het hy gesê, kom ons kommentaar, want hy wil dit gebruik vir 'n studie. En ek het op die artikel afgekom en interessant genoeg dat 'n klomp hordes mense gekla op hierdie Facebook post. En interessant gewees dat mense het gekla die teenoorgestelde kante. Daar het baie mense gekla oor werk. Hulle het gekla oor hulle werk en hulle dit en hulle baas en hulle ure en dit. Terwyl 'n ander groepie mense gekla het oor dat daar nie werk is nie. Okay? Dan het jy weer mense gekry wat gekla het dat hulle te veel om te doen en hulle kom nie by alles uit nie en hulle het gemoun daaroor en dit is te veel. En dan het jy mense gekry aan hierdie kant wat gekla het om daar te min is om te doen en hulle is bored en hulle is verveeld. En dan die vrouens ingespring. En die vrouens het gekla oor hulle lywe. En vrouens het gekla oor huistakies wat hulle moet doen, oor skottelgoed was en vloere was en alles. En hulle het gekla oor hulle kinders en hulle het gekla oor hulle mans. En toe die mans ingespring en die mans het gekla oor traffic. Die mans het gekla oor potholes. Die mans het gekla oor baie duur parkeerkaartjies by malls. Right? En hulle het gekla oor geld. Maar daar was hierdie een kommentaar wat ek verskriklik geniet het. Hierdie een kommentaar het gesê, hy het gekla oor toiletpapier wat verkeerd omgesit word. Want ons weet mos nou almal, jy sit toiletpapier, laat die dingetjie bo-oor, lankal nie meer onderdeur nie. Okay? Enigiemand bo-oor? Okay, wie glo onderdeur? Die Here gaan julle deel hoor. Julle is uit die hemel uit vermoere baie naby aan ja. Hey, ons weet mos nou, mallets is nie meer nie, jy hang nie meer jy toiletpapier agter, is nou baarde, so, is voor. As ek dink aan kla in die Bybel, dan vat dit my dadelik terug aan die Ou Testament toe, na die volk van die Here se volk, die Israeliete, uitverkorene volk. Hulle was verslawe gewees, vir honderde jare lank was hulle slawe gewees, en God het wonderlike goed gedoen om hulle te red. Hy het 10 plaag gestuur om die koning van Farao se hele lewe, sy hart te sag te maak, om uiteindelik hierdie volk huis te stuur. Die Here het wonderlik goed gedoen vir hulle deur die see oop te breek, toe hulle op 'n punt kom waar die Rooi See nie kon nie, die Here het die Rooi See oopgemaak. En toe het hy vir hulle kos gegee en deur manna en kwartels, sodat hulle honger kon ly. Hy het vir hulle water uit klippe uitgetap, sodat hulle kon water drink. Die Here het selfs hulle klere so gemaak, dat hulle nie nodig gehad het, dat hulle klere nooit uitgedra word nie. En wat doen die Israeliete? Hulle moan. Hulle kla by die Here, nadat God alles vir hulle hierdie gedoen het. Hoor wat sê Eksodus 14 vers 11 tot 12. Die volk het toe vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy aan ons gedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenare werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Klink soos baie van ons, né? Maar hier kom Moses en hy sê iets, wat my voete onder my uitslaan, in Eksodus 16 vers 8. Moses het bygevoeg. Hy sê, wanneer die Here vir julle vleis in die aand gegee het om te eet, en brood in die oggend om julle versadig te eet, omdat die Here julle gemor en julle gemoun gehoor het, wat julle teen hom gerig het. Wie is ons? Dis nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here. Iets wat my onder my voete uitgeslaan het. Dis nie teen ons wat julle gemoun het nie, maar teenoor die Here.
Sien kerk, elke keer wanneer jy kla oor die traffiek, elke keer wanneer ek en jy kla oor omstandighede en kla oor die dinge in ons lewe, sê die Bybel is ons eintlik besig om teen God te kla. Of wag, of so sien God dit. Ons kla teenoor God. En die vraag vanmôre is, waaroor is dit wat jy so baie kla? Waar is dit? My persoonlike ding het ek hierdie week moes uitvind, kla ek nog ons verskriklik oor my skedule. Ek kla dat ek nie by alles kan uitkom nie en ek is heeltyd besig om Alicia te vra, kan ek nie môreoggend opstaan en kan dit asseblief weer Woensdag wees nie, sodat ek nog 'n ekstra dag het in die week om te kan doen wat ek kan doen en by mense kan uitkom waar ek graag wil uitkom. En ek kla partykeer, dat mense by sê, wees net bly jy doen iets. Waar is dit wat jy kla? Jou huwelik? Kla jy oor jou man? Aanhoudend, konstant? Of is dit dalk jou finansies? Kla jy dalk vanmôre oor jou klein huis? Jy het net 'n 4 slaapkamer huis en jy het eintlik 'n 7 slaapkamer nodig. Kla jy vanmôre oor jou baas by die werk? Of die meetings? Yes, alweer meetings. Van julle kla oor kleiner goed soos die weer. Was dit te warm, was dit te koud. Dan reën dit te veel, dan reën dit te min. Dan val die blare en dan moet die blare nie val nie. Oh, die wifi. Wifi is te stadig. Had ek nou 'n senuwees getrap, né? As niks op TV nie. Waar kla jy? Sien, want ek dink nie die probleem is die traffic nie. Ek dink nie die probleem is Netflix nie. Ek dink die probleem is dat ons die goedheid, ek dink dat ons oë van die goedheid van God afgehaal het en dit gedraai het na onsself toe. Dis wat ek dink. En ek wil eens met vandag na 'n Bybelstukkie gaan kyk. Een van die amazingste stukke wat ons gewoonlik lees en is geskryf deur Paulus. En Paulus het die reg gehad om te kla. As jy nou ou was wat moes kla, was dit Paulus. Want Paulus se droom was om in Romeine die evangelie te gaan verkondig. Sy droom was om daar te gaan preek, want hy het geweet dat as hy daardie dorp kan verander en daardie dorp kan kry om Jesus te glo en aan die brand te wees vir Jesus, kan dit 'n magtige plek wees waar die evangelie oral kan uitkom. Maar in plaas daarvan om te gaan preek, word Paulus gevange geneem en word hy gestuur na die tronk toe in Romeine. Daar sit hy in die doodsvonnis. Dat luister jy my maat, ons gaan jou kop afkap. Hier is jy nou. Hy's vasgemaak aan wagte, 24/7. Elke 8 ure word net hierdie wagte geruil vir 2 jaar lank. Ek dink Paulus het die reg gehad om te maak. En baie van ons kan die sit vanmôre en sê, "Jesus, maar dit kan nie regverdig wees nie." Dit kan nie reg wees nie. Paulus was dan getrou met God. Paulus het U gedien, Here. Hoe is dit moontlik dat hierdie arme man in die tronk sit nou, maar hy moes voor dit, moes hy deur 'n skip, hy was in 'n skipongeluk en hy het amper verdrink. Hy was geslaan, hy was met klippe doodgegooi, hy was deur 'n slang gebyt. Mense het hom verraai. Kan nie wees nie, Here. Hy serve U dan, hy dien U dan. Hy wou dan na Romeine toe gegaan het om die evangelie te gaan verkondig. Hoekom kan U hom nie net genadig wees nie? Kon U hom nie net gehelp het daarvoor nie? En ek het my so 'n oomblik hierdie week hier probeer inleef. Dink vanmôre dat jou hart was om na 'n plek toe te gaan en die evangelie te verkondig en hier sit jy in 'n tronk, slegte kos, die vloer is koud en kliphard, jou rugpyn, die wagtent in die stink, langs jou, vasgeboei. Hoor wat sê Filippense 2 vers 14. Skryf Paulus. Vasgevang in 'n tronk, skryf hy. Doen alles sonder kla of teepraat. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van onaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Kyk, daar's 'n klomp geestelike redes, dink ek, waarom 'n mens nie moet kla nie, en ons gaan nou daaroor chat, maar ek het 'n artikel gelees wat ook baie fisiese redes gee oor hoekom 'n mens nie moet meer kla nie. Dr. Travis
Bradbury het 'n boek geskryf, Emotional Intelligence 2.0, en hy het navorsing gaan doen oor die idee van kla. En interessant, in hierdie boek skryf hy, dat wanneer jy aanhoudend kla, dan hardwire jy jou brein, om nog meer te begin kla. So met ander woorde, hoe negatiever jy word, hoe hardwire jy jou brein om nog meer negatiever te word, sodat jy nog meer negatiever kan word, om jou brein net meer te hardwire om nog negatiever te word. En wat dan gebeur is jou brein is dan so negatief, dat jy verwag elke liewe dag die negatiewe. Nog voordat jy eers ingekom het, nog voordat jy eers opstaan, sê jou brein vir jou klaar, dit gaan nou maar net nie 'n lekker dag wees nie. As gevolg van jou aanhoudende kla. Kom ek verduidelik dit so. Daar's mense wat vanmôre in hierdie kerk ingestap het, jy's klaar negatief as gevolg van 'n vorige kerk. Jy's klaar teen hierdie hele kerk van die dominee wil geld steel, dis al hoekom hy hier is, right, want hy wil die helikopter ry. Okay? Hy koffie is sleg, die musiek is te hard, so jy het ingestap vanmôre by daardie deur, klaar gedink, jy kyk hierdie kerk, al hierdie mense, almal hierdie groen hempies, dit lyk soos opgooi. Hierdie musiek is te hard, hierdie ou hier bo is stupid, hierdie koffie is so sleg. Klaar negatief, het my nog nie so kans gegee, om vanmôre te wys wie ons kerk kan wees nie, want jy's so negatief in jou brein, as gevolg van klaar. Of mans. Baie van julle het klaar besluit, mans is sies. Mans is sleg. So jy ontmoet hierdie wonderlike man en jou brein is klaar negatief dat daai blerry hel gaan vir jou neek. Daai ou is vieslik. En jy trust nie daai man nie terwyl dit 'n fantastiese goddelike man is, maar jou brein is gehardwire alreeds van kom ons raak negatief. En hier is die Israeliete. Hier is 'n volk. As gevolg van hierdie slawerny wat hulle in was vir jare en jare lank, het hulle hierdie negatiewe brein geword. Het hulle so konstant negatief al was hulle vry gewees in die woestyn, hulle was nooit meer gevange gewees, die was hulle heeltyd konstant. Alles is 'n issue. Alles was 'n probleem. Alles was negatief. En ek weet nie van jou in die kerk, maar ek wil nie deur die lewe gaan konstant besig om die negatief te soek. Ek wil nie in 'n plek instamp en die hele tyd konstant dink aan al die slegte goed wat kan gebeur nie. Ek wil my brein train eintlik en oefen om die goedheid van God te sien. En ek dink dis die boodskap vanmôre. Ek dink die boodskap vanmôre is dat ek en jy sal begin oefen om die goedheid van God te begin raak sien. Want Paulus wil ons twee goed hier leer en dat stuur ek jou huis toe. Die eerste ding wat hy ons hier wil leer is dat as jy vanmôre hier sit en jy kan jou omstandighede verander. Met ander woorde, as daar iets negatiefs in jou lewe is en jy kan iets omtrent dit doen, doen dit! Ek moet nie skree nie, my stem raak sê ek skree verken meer. Doen dit! As jy weet dat jy vanmôre in 'n situasie is, negatiewe situasie is en jy kan iets omtrent dit doen, doen dit! Doen dit. Hoor mooi kerk, ek weet ons kan nie deur die lewe gaan en maak asof alles perfek is nie. Kom ons wees nou eerlik mekaar. Ons kan nie ons koppies elke keer in die sand sit en net maak asof alles nie. Ek verstaan daar is probleme. En dis nie 'n sonde om foute te vind of om foute raak te sien nie, maar ek dink dit word 'n sonde as jy konstant aanhou kla en kla en kla. Of jy sit dit mos op by Facebook, Facebook. Jy mou so op Facebook. Ja, nou raak ek kwaad. Nee, ek moet nie. Ontspan, Erik. As jy iets omtrent dit kan doen, doen dit. As jy jou eie game kan bring om iets te verander dit. Hallo? Easy. Doen dit. Help jy klaar op Facebookie? Help jy sit dit op TikTokie? Help jy sit 'n foto op Instagram van hoe swak dit met jou gaan nie, jy kan dit change. As jy in skuld is en jy kan dit change, hallo, begin spaar, pel. Change it. Change it. Doen iets omtrent dit. Ek hou van die Ou Testament in Nehemia, een van my gunsteling karakters is Nehemia. Hy het agtergekom dat die mure van Jerusalem steeds stikkend was. En dit het hom verskriklik ontstel. En hy het op sy knieë neergegaan, hy het gebid daaroor en hy het gehuil daaroor. Toe het hy nie daar gebly huil nie, hy het opgestaan. En in plaas van kla, het hy iets omtrent dit doen.
Hy het na sy baas toe gegaan, sy baas gesê, luister, kan ek asseblief verlof kry? Ek moet terug aan Jerusalem toe. Ek moet die mure gaan herbou, want ek kan niets omtrent dit doen. Kerk, as daar dinge is wat jou vermoede pla, as jy hierdie goddelike ongemak in jou het oor een of ander ietsie, moenie die boust of kla nie. Doen niets omtrent dit. As jy weet daar is 'n negatiewe situasie en jy kan dit verander, kry jou eie game en change it. Ek sê, ons het dit nie so, as jy al my te doen gehad het by Alicia is gewoonlik meer van, as jy met 'n probleem kom by die kerk, dan sê Alicia, mooi, kan jy dit change? Ja, nee, dan sê sy, kry vir jou groen hempie, go, change it. Doen dit. As jy sien, ons het 'n probleem by die parkering, mooi, jy is op parkering volgende week, kry vir jou groen hempie, gaan werk daar. Change it. Heb jy pauze dit nie? Tweede les. As jy nie omstandighede kan verander nie. As jy weet ons begoeders buite jou beheer en jy kan dit nie verander nie. Verander vermoere jou perspektief. Verander vermoere jou woorde. Verander vermoere jou denkwyse daaroor. Verander vermoere die manier hoe jy daarna kyk, die manier hoe jy daaroor praat, die manier hoe jy dit sien. Hoor wat sê Filippense 2 vers 17. Ons gaan nou die stuk. Paulus skryf, hy sê, julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja. Is ek saam met julle almal bly. En om hierdie selfde rede moet julle ook bly wees. Ja, moet julle saam met my bly wees. Dit is eintlik 'n moeilike frase, kom ek verduidelik hierdie hele stukkie. Dis eintlik hierdie stukkie kon eintlik baie maklik net opgesom geword het in een Griekse woordjie. En die Griekse woordjie daar is spendo, wat beteken spend it all. Kom ek verduidelik dit so. Priesters het gegaan en dan het hulle 'n dier gevat en 'n dier om te offer. Alright, so hulle het 'n brandoffer gevat met 'n dier en dan het hulle dit nou 'n lekker braai gepak en dan het hulle nou hierdie dier op hierdie brandoffer gesit. En dan het jy nou gekom met 'n drankoffer wat jy wil uitgiet, gewoonlik 'n heuning of baie duur wyn. Het jy dan nou na die priester toe gevat en dan het die priester dit gevat en oor hierdie dier gegooi. En wanneer jy dit oor die dier gegooi het, hy en dan die rook in die lug opgestyg en dan het jy nou tevrede gevoel want ons het nou ons sonde op hierdie dier gesit en die rook het opgegaan na die hemel toe. Jesus catch die rook, sonde is vergewe, we can go on. Dis wat die woord hier bedoel. Dis wat dit hier beteken. Dis wat dit beteken, hierdie spendo. Nou baie van ons dink dat Paulus hier skryf dat hy sy lewe as dankoffer uitgegee. Dink baie van ons dat hy praat seker van sy doodsvonnis. Hulle gaan sy koppie afkap, hy's dood, gone. Hy het sy lewe gegee vir God. Maar dis nie wat dit is nie. Want die werkwoord, ons gaan nou in tale in. Die werkwoord daar is in die huidige vorm geskryf. Dis nie as ek een dag my lewe as 'n dankoffer uitgiet nie. Hy sê nee, selfs al gee ek my lewe as 'n dankoffer vandag. Nie as eendag doodgaan nie, vandag. Hy sê vandag, tussen hierdie twee wagte, twee stinkwagte, het ek vandag die geleentheid om my lewe as 'n dankoffer uitgegiet. Nie as ek eendag doodgaan nie, vandag. Ek het vandag die kans om in hierdie tronk vasgevang aan twee wagte, het ek vandag die kans, het ek vandag die geleentheid om my lewe as 'n dankoffer uitgegiet. En baie van ons sê vanmôre, maar hoe kan Paulus dit skryf? Hy's in die tronk. Hoe kan hy dit doen? Doodsvonnis. Hoe kan hy skryf dat ek steeds vandag nog my lewe as 'n dankoffer vir God uitgee? En hier is die antwoord. Paulus was nie die middelpunt van sy storie nie. Jesus was die middelpunt van sy storie. Sien, Jesus, die oomblik is Jesus die middelpunt van sy storie is, kon hy enige situasie, enige negatiewe situasie vat en hy kon sy perspektief so bietjie verander in 'n manier om te sê, al is ek vandag hier in tronk, kan God my steeds gebruik. Kan ek steeds my lewe as 'n dankoffer vir hom uitgee. Kerk, Paulus was vasgeboei vir 24 uur aan wagte. Elke 8 ure het hulle wagte geswitch. Elke 8 ure is daar oor en oor 'n nuwe ene. En hoor wat skryf Paulus hieroor. Hy sê Filippense 1 vers 12 tot 13 skryf hy sê, manne, julle moet hierdie weet, broers. Dit wat my oorgekom het, dat ek in die tronk is, vasgevang is in boeye, in wagte, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het.
Hy sê, ek wil hê julle moet hierdie weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat terwille van Christus dat ek 'n gevangene is. Paulus kla nie. Paulus kom hier en hy change sy perspektief en hy sien ewe skielik die goedheid van God raak. Hy skryf hier, hy sê, hey, manne, kom ek sê julle, ek is nie eintlik die gevangene hier nie. Kom ek vertel julle wie eintlik die gevangene hier is. Elke 8 ure het ek 'n nuwe wag. Elke 8 ure het ek nuwe vars ore. Bet you, elke keer as hulle change, dan verkondig ek die woord van God. Elke 8 ure is dit 'n nuwe wag om die nuwe woord van die Here te hoor. Kan ek weer vir hom getuig? Kan ek weer vir hom vertel wat hy besig is om met my te doen? Hy skryf vir die mense in die gemeente, hy sê, julle het geen idee hoe God besig is om my te gebruik vir die bevordering van die evangelie nie. Dis nie my eerste keuse nie. Ek wou nie eintlik in die tronk gewees het nie, ek wou stage gehad het in Romeine. Ek wil gehad het om ons mense gather en ons gaan 'n lekker partytjie hou en saam kerk hou, maar dit is nie nou, dit is nie. Hier is ek nou in die tronk. Dis nie wat ek wou hê nie, dis nie wat ek wou gekies het nie. Ek het baie redes om te kla. Maar man, ek kan nie nou my omstandighede verander nie. Maar ek kan my perspektief verander. Ek kan dinge begin anders sien. Ek weet dat God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wie hom liefhet. My God is besig om iets te doen in hierdie wagte. Hierdie wagte is besig om getuig van by hulle gesinne, is hulle besig om te getuig van God as gevolg van elke 8 ure het ek nuwe wagte, nuwe ore. Kerk, jy's vanmôre dalk op 'n plek in jou lewe waar dit nie vir jou lekker is nie. Jy's op 'n krap plek, mag ek sê krap. Jy's nie op 'n lekker plek nie. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, God het steeds 'n plan. God het steeds 'n doel vir jou. Dit mag dalk wees, jy sou dit nie self kies nie, en dit mag dalk wees dat jy nie eintlik hier wou gewees het nie, maar dit beteken nie dat God jou nie steeds kan gebruik nie. Dit beteken nie dat God steeds jou kan gebruik om die evangelie van God te bevorder nie. Ek het hier neergeskryf, when you down to nothing, I can bet you God is up to something. Hey, is nie lekker vir jou waar jy is nie. Ek weet dit. Dis nie lekker vir jou nie. Maar hy, God kan jou steeds gebruik. Paulus is vasgeboei aan 'n Romeinse wag vir 24 ure 'n dag. My vraag het opgekom, waarin is jy vanmôre vasgeboei? Waarin is jy vanmôre vasgeboei? Is dit ongesonde verhoudings? Is dit werksprobleme? Is dit dalk 'n gesondheidsissue? Is dit finansiëel? Hey, as jy iets omtrent dit kan doen, doen dit. As God vir jou gesê het, as die dokter vir jou gesê het, jy moet begin gesond eet om dit te kan change, doen dit. As jy uit skuld uit kan kom, deur R100 te begin afbetaal, doen dit. As jy iets omtrent dit kan doen, doen dit. As jy jou eie kan bring, bring jou eie. As jy moet gaan bid, gaan op jou knieë en bid. As jy moet vir berading gaan kry vir pastoor Janika en gaan sien berading. Doen jy wat jy kan doen. As dit harde werk gaan vat, you bet, jy werk kliphard. As jy vanmôre in 'n situasie sit wat jy nie kan verander nie, verander jou perspektief. Verander jou woorde rondom dit. Verander die manier hoe jy daarna kyk. Verander om te sê, Here, is nie eintlik wat ek wou gehad het nie, maar U kan my steeds gebruik om die evangelie te verkondig. In plaas van kla, in plaas van boast, in plaas van moan, kom ons change ons perspektief. Kom ons kies om die goedheid van God te sien. Toe ek het praat, toe ek het skryf vir die week, toe dink ek aan my ma. Is die ou tannie raag toe met die stikkende been. Wel, hy's nou reg. Okay. Dit vir 20 maande nog geloop het. Vir 20 maande sit ons nog net daar agter. Ons vat haar in die week huis toe, obviously. So nou haar nie. Sit sy daar. Klomp operasies. Man, dan kom die dokter, sê dokter, mevrou Boshoff, ons weet nie eintlik wat moet doen nie, nog vir so 2 weke in die hospitaal bly. As ek hier daar dink, en dan besef ons, dan raak ons negatief, dan wil ons kla daaroor. Dan wil ek die dokter gaan en sê, hey, jy verstaan nie mooi nie my boeta, ons het nie meer tyd oor nie. Vandag besef ek dit. Vandag sien ek as ek daar instap by die hospitaal en ek sê, hey, listen, I'm looking for Mrs. Boshoff. En sy sê, the one that's preaching the gospel. Yes, ma'am, I'm looking for that one. I'm looking for that one. She's in that room. You can go there. Ek het dit voor my oë gesien die dag toe die dokter ingaan, sy's 'n moslim. Sy's 'n moslim, die dokter. Groot, skatryk dokter. Wat ingestap het op my ma se kamer gesê, ma'am,
I don't believe in your God, but I want you to pray for your God for me. Let's take a hand. 'n Moslem dokter. Ons verstaan nie hoekom die 6-7 maande in die hospitaal nie. Ons verstaan nie die weke lank in die hospitaal nie. Maar wat ek wel verstaan is een moslem dokter het gesê, man, ek wil vir jou God bid, because you're doing something right. Kerk, kom ons gee aan 'n klap. Jy kan kla die hele dag. Jy kan man. Jy kan whine soos 'n baba. Daar is nie lekker dinge wat baie van julle deurgaan nie. Ek verstaan dit. Dit is nie 'n lekker situasie waarin jy is nie. Ek het dit. En jy kan die hele dag daaroor kla en jy kan die hele dag daaroor gaan TikTok en jy kan die hele dag daaroor post. Of jy kan vanmôre daarna kyk en sê, luister hier, ek kan niks doen om dit te verander nie, maar ek kan kies om God te soek. Ek kan kies om positief daaroor te begin praat. Ek kan kies hoe ek dit verteenwoordig. Ek kan vanmôre kies om iets goeds daai te leer. Ek kan vanmôre vir die Here vra, Here, ek doen iets in my terwyl ek besig is om te wag in hierdie situasie. Ek kan vanmôre vir God vra, Here, gebruik my terwyl ek in hierdie moeilike situasie is. Gebruik my steeds. If you can't change it, change your perspective. Filippense 2 vers 17 tot 18, ek's nou klaar. Gaan ons weer terug na daai vers toe. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegee, is ek daar bly. Selfs al gebeur wat ek baie graag wou gehad het. Nie wou gehad het nie. Selfs al het ek net 'n paar dae op aarde oor. Selfs al het ek nie die bevordering gekry wat ek moes gekry het nie. My baas het dit gekry. Die ou werk onder. Selfs al is ek nog nie getroud nie, ek is al 30 jaar oud. Selfs al het ek nie die salarisverhoging gekry wat ek moes gekry het nie. Selfs al is ek nou in hierdie spat waar ek nie eintlik wou wees nie. Selfs al gaan ek deur 'n moeilike tyd, gaan ek soos Paulus vanmôre maak, kan ek kies vanmôre, gaan ek daar bly wees. En saam met julle bly. Hoe doen 'n mens dit? Snap hierdie. Jy is nie die middelpunt van jou storie nie. Jesus is die middelpunt van jou storie. Want as Jesus ewe skielik die middelpunt van jou storie raak, dan begin jou manier hoe jy die storie vertel anders klink. Dan ewe skielik, dan sien jy nie meer die probleme nie. Dan sien jy 'n geleentheid vir God om iets te doen. Dan sien jy nie meer die struikelblokke raak nie, maar dan sien jy geleenthede, moontlikhede vir God. Dawid in die Ou Testament, baie keer gekla. Dawid as ou het gekla oor 'n klomp goed in sy lewe. Maar het 'n oomblik in sy lewe gekom wat hy die volgende gesê het. Psalm 103 vers 1 tot 5 en ek gaan klaar maak met hierdie. Hy sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe het. Dit is hy wat al my siekte genees het. Dit is hy wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in 'n oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arm skenk. Kerk, ek weet nie met wie ek vanmôre praat nie. Lewe is taaf vir jou op die oomblik, man. Ek weet. As jy dit vanmôre kan verander, doen dit. As daar iets is wat jy omtrent dit kan doen, go en doen dit. Maar as jy dit nie kan verander nie, kom ons verander ons perspektief daaroor. Kom ons kies nie om die negatiewe te sien nie. Kom ons kies vanmôre om die goedheid van God te sien. Kom ons kies vanmôre om sy krag te sien. Kom ons kies vanmôre om God se genade in dit te sien. Kom ons kies vanmôre om die vergifnis van Jesus daarin te sien. Kom ons kies vanmôre dat die Heilige Gees jou dra wanneer jy swak is. As Paulus in die middel van 'n tronk met wagte vasgeboei, sy doodsvonnis is op pad, kon sê, Thomas doen alles sonder kla of teepraat. Kerk, dan dink ek en jy, kan ek en jy vanmôre, waar ook al jy jouself bevind, sê, Here, U kan dit gebruik. Kom ons loof die Here, met alles in my. Selfs
al is dit nie wat ek wil hê nie. Sal ek die Here loof met my hele hart. Sal ek getuig van die goedheid van God. Kom ons sluit ons oog. Here, ons wil eintlik teruggaan nou na die finansies reeks toe. Dis baie beter. Ek in my mond, Here, kan partykeer groot goeders doen en partykeer my in die steek laat, Here. Ek kan partykeer goed sê wat ek nie moet sê nie. Here, en ek laat my in die steek. Here, want ek weet dat krag, my woorde, Here, die krag om lewe te spreek, maar my woorde het ook die krag vermoor om my lewe weg te neem. Here, en ek is so geneig om te kla en te kla en te kla. Here, ek kla partykeer oor hierdie en ons kla partykeer oor die stupid goeders. Here, ons kla oor die weer en ons kla oor ons wifi wat te stadig is. Here, ek kom bid vanmôre dat die Heilige Gees vanmôre met elkeen van ons praat, Here. Dat ons sal ophou kla. Here, dat die vanmôre vir ons sal kom wys dat as daar dinge is wat ons kan verander, dat ons dit sal verander. As dit is dat ons moet harder werk, dat ons sal harder werk. As dit is dat ons 'n tweede werk moet kry om skuld af te betaal, dan doen ons dit, Here. As ons eie game moet bring, laat ons eie game bring. Here, dan is ons seker goed wat ons nie kan verander nie, buite ons vermoë. Die dokter het nou gesê, dit is nou dit. Die werk het nou dit gedoen, dit is nou dit. Here, dat ons vanmôre ons perspektief sal verander. Here, dat ons vanmôre sal van vandag af sal kan kies dat die goedheid van God te sien. Here, dat ons sal kies vanmôre om u krag, u genade en dit te kan sien. Ons loof en ons prys u daarvoor. As jy vanmôre hier sit, net nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. Ek wil 'n geleentheid gee vandag vir jou. Iemand het jou genooi, hier is jy. Jy het nou gesien wat ons hier gedoen het. En jy sê, Here, ek kort jou. Wat lekker vir my is van die Here is dat nie nood maak nie saak oor jou. Maak nie saak oor hoe jou lyk of wat jy gedoen het of jou verlede of niks nie. Hy kies jou vanmôre net soos jy is. As jy vanmôre sit en jy sê, Here, ek moet terugkom by u. Of jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. Net waar jy is. Ek het jou hand op die lig steek as ek 'n count op 3 tel, gaan 3 tel. En net sê, Here, kies my. En dan kan jy weer laat sak. Soos dit jy is vanmôre. 1, God het vir jou in die kruis gesterf. 2, hy wil jou hart hê. 3 is dit vanmôre jy is. Steek dit jou hand op die lig, sê, Here, dis ek daar. Jy kan weer laat sak daar agter. Dankie, dankie. Dankie, Here. Vir elke hand wat opgegaan het vanmôre. Wat sê, Here, ek kies u weer. Ons loof en ons prys u. In Jesus se wonderlike naam. Amen.